Goeiedag en baie welkom by Maandag met Morney. Kan julle glo is al die 4de podcast. So ek vra jou baie mooi op Facebook, gaan follow my op Facebook en gaan like hierdie page. Weereens vandag het ons die voorreg om met iemand fenomenaal te gesels en ek wil graag Elmien Redpath aan julle voorstel. Ons gaan spesifiek praat oor PTSD. So wat is dit, Elmien? Hoe lyk jou agtergrond? Van waar af kom jy? Baie welkom. Hallo Morney, dis baie lekker om hier te wees, baie dankie. Ek is 'n geregistreerde voorligtingsielkundige. Ek was 5 jaar, was ek 'n sielkundige in die polisie gewees, waar ek area hoof was oor sielkundige dienste. Daarna het ek privaat praktyk begin, waar ek so 13, amper 14 jaar in privaat praktyk was, en waar ek nog steeds voortgegaan het. My passie met posttraumatiese stres het al reeds in my studiejare begin, waar ons met polisie begin werk het. So ek het regtig 'n passie vir dit. Ons bly in Suid-Afrika. Okay, maak nie saak waar jy bly nie, maar ek dink as jy PTSD, post-traumatic stress. Beteken elke mens, ek dink baie van ons mense wat hier is, word deur dit geraak. Motorkapings, selfmoorde wat 'n ou beleef of sien, gewapende roof, rassehaat, en dit begin al op 'n jong ouderdom, geweld in skole, en dit veroorsaak trauma. Verduidelik ons bietjie hoe, waar? Definitief. Ek stem saam, veral in Suid-Afrika, en ons sal 'n bietjie later kyk dat die probleem is regtig, dit is hoekom ons nie daaroor praat nie, omdat dit so 'n algemene verskynsel in Suid-Afrika is. Almal ken iemand of weet van iemand waardeur dit is. Almal lyk okay, almal cope. So ek gaan nie daaroor praat nie, want dan moet daar iets fout wees. En ek dink die Suid-Afrikaanse mans het juist daai stigma, ons is daar, cowboys don't cry, ons is toughen up, met daai tipe mentaliteit. Definitely. Dis verseker 'n groot probleem. So as ons na posttraumatiese stres kyk ons heel eerste, dit is 'n individu wat blootgestel word aan 'n traumatiese voorval, en dan kyk ons en ons gebruik dit as 'n baie breë term om te sê posttraumatiese stres respons, om te kyk na 'n reeks simptome wat hierdie individu dan sal presenteer mee na 'n voorval. As ons na hierdie voorval kyk, soos jy nou genoem het, alles waaraan ons blootgestel word op 'n daaglikse basis, waar daar werklike dood, bedreigende dood, ernstige besering, seksuele geweld is, dit kan direk en indirek wees. Met ander woorde, dat jy kan self deur 'n traumatiese voorval gaan, of jy kan in 'n nabye familielid, 'n nabye vriend, wat ook deur 'n skielike onverwagte gewelddadige dood, selfmoord, al daardie klasse van goed identifiseer ons as traumaties. En ek dink as ons in ons samelewing, as ons mense wat hierna kyk, as jy in jou eie lewe en met familie praat, ek dink elke persoon is iewers deel van 'n statistiek. Yes. Verseker. En dan daai voorval dit oorweldig ons vermoë heeltemal om op 'n vanpaste, voldoende wyse op te tree, en dit verlam ons totaal en al. Nou, individue wat soos gesê het aan hierdie situasies blootgestel word, sal dan hierdie situasie, hierdie traumatiese voorval herbeleef die heeltyd. So dis die heeltyd hierdie herbelewing. Dit kan wees van ontstellende, indringende herinneringe, memories van die voorval wat gebeur het, ontstellende drome, nagmerries, en dan ook terugflitse, of ons flashbacks, soos ons daarna verwys. En met 'n flashback voel die persoon asof hulle uit die hede uit teruggaan na die verlede toe, en is asof die traumatiese voorval weer gebeur. So hulle sal optree en dink asof dit weer gebeur. So hierdie indringende herbelewings van hierdie geweldige trauma waardeur hulle is, word gewoonlik aangebring deur leidrade, of ons noem dit maar triggers, in die omgewing, en dit kan wees intern en ekstern, wat hulle dan daaraan herinner, en hulle herbeleef dit weer. So die triggers waarna ons kyk, byvoorbeeld intern, is ons emosionele belewing daarvan. Wat ons gedink het, dit kan 'n fisiese reaksie wees, wat ons op daai stadium gehad het. Maar dit is so intens en is so moeilik. En dan die eksterne leidrade, triggers wat daar is, kan enigiets wees wat die persoon herinner aan die traumatiese voorval. Dit kan wees 'n situasie, omgewing, mense, klanke, reuke, enige iets kan daai herbelewing weer by iemand opbring. En as jy nou daaraan dink, hoe traumaties dit was, en nou moet ek dit oor en oor beleef, sal mense ten alle koste hierdie triggers probeer vermy. Kom ons kyk byvoorbeeld na emosionele triggers. Ek wil nie voel wat ek voel nie. Ek wil nie dink nie. Ek wil nie onthou wat gebeur het nie. So wat doen ek? Ek baie eenvoudig daai emosies. Ek sit 'n deksel op, ek bou 'n muur, want ek kan nie nou daarmee deel nie.
Die probleem is net, hierdie onverwerkte emosies druk die heeltyd. Teen hierdie wat meer, hierdie deksel wat ons opsit, en dit op sigself veroorsaak baie spanning en baie angs. Op 'n eksterne vlak, mense vermy mense, situasies. Veral as kom ons sê die voorval het by die werk gebeur, is dit baie keer vir mense baie moeilik om terug te gaan werk toe, maar wat ek moet heeltyd weer blootgestel word aan goed wat my herinner aan wat gebeur het. In terme van die emosionele onderdrukking wat ons hierdie verdedigingsmeganisme gebruik om te sê, ek sit dit een kant, ek dink nie daaraan nie, kan ons ook byvoorbeeld kyk waar alkoholmisbruik inkom. Want alkoholmisbruik, dwelms, selfmedikasie bring tydelike verligting. Ek wil jou juist dit nou gevra het. As ek nie al hierdie onderliggende emosies, fisies belewennisse, as ek dit wil onderdruk, want ons doen dit. Want ons wil nie daaroor praat, ons sit 'n lid op dit, presies wat jy nou verduidelik. Wou ek vra, jy het begin raak aan alkohol, maar ek dink daar's klomp ontvlugtingsmaniere wat ons wil. Is dit coping mechanisms? Is dit wat jy dit noem? Yes, definitief. Okay. Alkohol is een, dwelms, selfmedikasie, werk kan een raak. Seksuele verhoudings kan een raak. Mense kan as jy van buite af uitkyk, verskriklike maniere gebruik net om vir my tydelike verligting van dit te gee. En dan as ons daarna kyk, na al hierdie goed wat ons genoem het, hierdie verdedigingsmeganismes of hierdie coping skills wat hulle gebruik, dis nie effektief nie. Dit bring tydelike verligting. Maar mense word gekondisioneer dat ek gaan terug na dwelms toe, ek gaan terug na drank toe, want daai tydelike verligting is dan wat ek soek. So ons kry baie keer mense, ek praat van uit pastorale berading, jy het in jou praktyk het dalk anders gesien. Mense vra altyd, hoe lank gaan ek so voel? Jy's 'n professionele persoon, maar uit my agtergrond, jy kan nooit 'n tyd aan dit koppel nie. Nee. Wanneer gaan ek nou eendag weer regkom? Nee, daar is nie 'n tyd wat ons daaraan kan koppel nie, en ons gaan later 'n bietjie daarna kom, veral as ons praat oor waar kry ek hulp, want ek dink die mense sit baie keer met, okay, ek sit met hierdie goed, ek weet nie wat om daaraan te doen nie, dan kan ons 'n bietjie kyk na tydsverloop, maar ek stem 100% saam, daar is nie 'n tyd wat jy daaraan kan gee nie. So nou het ons het 'n bietjie gepraat oor, nou sal mense hierdie goed vermy die hele tyd, want dis net te moeilik. En soos ek sê, dit op sigself bring weer sekondêre probleme. Alkohol, dwelmmisbruik, mense wat hulle self isoleer, nie kan werk toe gaan nie op 'n normale vlak kan funksioneer nie. Dan sien ons ook met posttraumatiese stres, dat die negatiewe veranderinge in kognisies, jou denke of emosies. Soos byvoorbeeld sekere mense kan sekere dele van die trauma nie herroep nie, selektiewe amnesie, wat hulle dit nie kan onthou nie. Intense negatiewe gedagtes rondom myself, ander, die wêreld. Ek is nie goed genoeg nie, dit was my skuld gewees, ek moes dit gekeer het. Niemand kan vertrou word nie, ek kan niemand weer vertrou nie. Ons bly in 'n verskriklike wêreld waarin ek nooit weer okay gaan wees nie. So dis al hierdie negatiewe en hierdie intense negatiewe emosies wat mense ervaar. Woede, aggressie, frustrasie, hulpeloosheid, 'n gevoel van verlies, hartseer. En dis dat juist daai emosies ons gesê het wat ons onderdruk en omdat dit so intens en so moeilik is om te hanteer. Mense voel vervreemd van ander mense. Ek is hier en baie keer voel mense verstaan nie regtig waardeur ek is nie. Hulle was nie daar gewees nie. En dit is wat mense ook voel. Selfblamering, skuldgevoelens is 'n groot ding met posttraumatiese stres. Veral as mens kyk by verkrachtings, is skuldgevoelens 'n geweldige groot probleem. Wat dadelik reggestel moet word, want dit was nie jou skuld gewees nie. Niks van hierdie goed wat gebeur is jou skuld nie. Dan ook die onvermoë om positiewe emosies te ervaar. As ons bly negatiewe emosies onderdruk en dit wegbêre, ons kan nie onderskei tussen slegs die negatief, maar ons behou die positief nie. So dan verloor ek hierdie vermoë om blydskap, liefde, geluk te ervaar. Baie keer as mense deur 'n trauma gaan, jy help my hiermee, sal hy nou op 'n plek kom en sê, hoorie, ek kan nie uit hierdie uitkom nie. Hierdie belewennisse, die terugflitse, ek beleef weer, ek gaan net 'n voorbeeld gebruik, 'n motorkaping. Ek beleef dit weer, ek ry na my inry toe, ek moet by my hek ingaan, dis waar dit gebeur het, oor en oor beleef ek hy trauma daar weer. Baie keer sal 'n mens dalk kom, en sê, hoorie, ek het 'n oplossing of 'n deurbraak nodig. Kom ons begin eers negatief. Mense sal baie keer 'n shield opsit en sê, hoorie, ek het hieroor gebid, ek het hieroor gepraat, alles is nou okay. Nommer 1 is reg.
Maak reg met die Here, praat met die Here hieroor. Ek dink dis die heel eerste plek, maak reg met hom. Wees maar, ons moet op 'n plek kom waar ons moet deel met hierdie goeters, want ons kom nie uit so 'n kultuur nie. Waar begin 'n ou met hierdie traumas deel? Hoe sou jy sê, waar begin 'n ou? Ek kan net eers 'n bietjie teruggaan Dis baie en net gou praat oor presies wat jy nou gesê het, daardie herbelewing van ek moet terugry huis toe dieselfde pad. Wat trauma doen is, wanneer ons deur 'n bedreiging aan 'n bedreiging blootgestel word, gaan ons in 'n natuurlike stresrespons in. Ons veg of vlug, fight of flight, ons almal ken dit. Nou wat gebeur, ons word 'n eksterne bedreiging, ons gaan in ons natuurlike skrikrespons, ons bly daar, maar die oomblik as die bedreiging weg is, keer ons terug na normale funksionering toe. Met posttraumatiese stres keer ons nie dadelik terug na normale funksionering toe nie. So ons bly in hierdie veg of vlug die hele tyd. So dis hierdie konstante opwekking wat ons beleef, wat ook vir mense intense emosionele ongemak veroorsaak. Want jy is heeltyd konstant in hierdie veg of vlug, hyperwaaksaam, kyk oral rond, wag vir die volgende keer wat dit gaan gebeur. Oormatige skrikrespons, die ou mense het altyd gepraat van bomskok. Ja. Oormatige reaksie, 'n harde geluid, iets wat jy hoor, hoe jy dan oorreageer daarop. Kan ek net daar stop? Kan dit jou eetgewoontes, slaapgewoontes ook baie affekteer? Ja, slaap verseker. Omdat dit gesien word as 'n opwekkingsversteuring, sukkel jy om in die slaap te raak. As jy in die slaap is, gereeld wakker. Ons het gepraat van nagmerries, ontstellende drome. Dit affekteer ook slaap. En weer kan ons kyk daai rimpel-effek. As jy nie goed slaap nie, gaan jy nie goed funksioneer nie. Dit kan jou fisies affekteer. So dit is al hierdie goed wat opbou en dan sit mense op die ouend met 'n groot probleem. Sure. Ja. En ek bedoel as mens nou gou kyk en net vinnig opsom na al daai simptome, veroorsaak dit intense ongemak en verlamming op sosiale vlak, werksfunksionering en al jou areas van funksionering. Jy kan nie net, kom ons sê dit by die werk gebeur en sê sosiale vlak en met die gesin gaan dit oukei, maar hierdie. Want hierdie opwekking, en ek dink dit is veral by mans wat ons dit sien, sonder om te veralgemeen, is jy hierdie geïrriteerde gemoed die hele tyd. Jy is heeltyd geïrriteerd. Die kleinste dingetjie stoot jou over the edge. Woede uitbarstings. En ja, dit bring verseker ongemak wat ons kan sien, wat dan deursyfer na gesinne toe. So ja, ek dink die belangrikste ding is as jy kyk na, ons het nou al 'n prentjie van, dit is wat posttraumatiese stres is. Belangrik om te onthou is dat hierdie is 'n normale reaksie op 'n abnormale situasie. Dis. En ons sê 'n abnormale situasie, dan sal mense sê, maar ons bly in Suid-Afrika. Soos ons nou gesê het, almal word daaraan blootgestel. Ergens is iemand deel van 'n statistiek, maar dit bly nog steeds 'n abnormale situasie. En dis my so belangrik dat mense besef, wat jy voel en waar jy gaan is 'n normale reaksie. So. Sê dit net weer vir almal. Dit is 'n normale reaksie op 'n abnormale situasie. Jy's nie swak nie, jy's okay, jy moet net leer om daarmee te deel. En ek dink dis die groot vraag waarby jy wil uitkom is, okay, wat doen ons nou? Ja, wat doen ons? Maar dis die belangrikste. Ek dink die maklikste manier ek dink vir mense om te verduidelik is as ons gou-gou kyk oor hoe dit 'n geheel mens affekteer. So dit is nie net 'n emosionele versteuring nie. Dit is nie net op 'n fisiese vlak nie. Dit affekteer ons as 'n geheel mens. Dit affekteer ons op spiritueel, op geestelike gebied. So dit is waarna jy moet kyk. Dis waar die pastorale beraders 'n fantastiese rol kan speel. Ek het nou gesê, hierdie negatiewe gedagtes wat ons het rondom onsself, ander en die wêreld. En dan kom daar ander vrae ook. Waar was die Here gewees? Hoekom het die Here hierdie goed laat gebeur? Mense vra dit, ja. En dit is normale vrae om te vra en ek dink dit is waar jy 'n fantastiese rol kan speel net om daai goed met mense te help om daardeur te werk. Hierdie denke, dit kan weer gebeur. Wat het ek verkeerd gedoen? Om te leer, om te besef dat hoe ek nou dink en voel op hierdie stadium is deur wat met my gebeur het. Ek is nie gebreek nie. Dit is net iets waardeur ek moet werk. Ek dink een van die moeilike dele om deur te werk is die emosionele kant daarvan. Soos jy nou gesê het, cowboys don't cry. Dis hoe ons groot geword het. Veral mans, ek moet sterk wees. Ek kan nie met my vrou daaroor praat nie, want ek wil nie haar verder ontstel nie, want ek is al reeds nie okay nie. En as ek nie vir my vrou okay kan wees, so ek hou dit liewer vir myself. Ja, en net daar, Elmien, sê die mans, dis nou bietjie meer lig, maar sê, hoekom moet ek nou 'n shrink gaan sien? Verseker. Ek kom ons hierdie ding handle. Okay. En dan sê ek altyd vir die, soos ek altyd vir die polisiemanne gesê het,
As jy 'n skietwond het of het jou arm gebreek, gaan jy nie by die huis sit en wag dat die been homself genees. Jou arm gaan nie van self regkom nie. Selfde met emosionele wonde. 'n Gebreekte arm is makliker, want ons het die woorde, ons kan vir mense verduidelik wat het gebeur, en mense, partykeer het ons eers woorde nodig nie. Ek kan sien daar's iets fout en mense hanteer jou daarvolgens. Sure. Maar nou met emosionele wonde, het ons partykeer nie woorde om te verduidelik nie. En mense kan nie sien, hulle kan sien daar's fout, maar ek kan nie sê wat is fout nie. So ja, net soos jy aan fisiese toestande moet aandag gee, so met jou aan emosionele wonde ook. Ek dink dis die moeilikste deel. Vir vrouens is dit makliker, ons funksioneer meer op 'n emosionele vlak. Ja, so dit is vir ons makliker om vir hulp te vra en is vir ons makliker om daaroor te praat ook. Ek wil net, as almal hierna kyk, wie ook al hierna kyk, ek weet nie wat is jou pyn nie, weet nie waar het jy seer kry gehad nie, ek weet nie wat is aan jou gedoen, jou gesin gedoen, wat het jy verloor, wat het jy moes prys gee nie. Al wat ons wil sê, en ek hoor Almien, daar is uitkoms, daar's uitweg, daar is 'n Here, maar daar's ook 'n emosionele kant wat kan gesond word. Ek wil hê jy moet gaan, dis nie lekker om te gaan krap nie. Dis nie lekker om te gaan search. Jy weet presies wat was die seer kry in jou lewe. Die 2, 3, 5 gebeure. Partykeer is dit nie lekker om daar te gaan krap nie, maar vir jou om 'n gesonde mens te wees, emosioneel, fisies en geestelik. Kom ons sê, Here, help hierdie dinge, laat dit, as dit uitkom in surface, dat ek op die regte plekke gaan hulp soek ook. En 'n shrink is dalk 'n goeie plek om ook te wees. So gaan na die pastorale beraader, maar gaan nie na die sielkundige toe ook, wat jou kan help en advies gee. So, kom ons fokus op daai gedeelte. Dit is baie moeilik. Ek dink daai eerste stap net om te vat om te sê, goed, ek moet nou 'n sielkundige gaan sien. Maar ons het baie keer 'n loodgieter by die huis nodig, ons het 'n elektriesien nodig. Net so het ons baie keer iemand nodig om emosioneel ons ook te help. So wat ek vir mense sal sê is, as jy nie weet van 'n sielkundige nie, as jy nie bekend is met een nie, begin by jou huisdokter. Gaan na hom toe, praat oor jou simptome, hy sal jou help om dit te identifiseer en dan moontlik vir jou 'n verwysing te gee as dit nodig is. Ek dink dit is baie belangrik vir mense om, die belangrikste is, die oomblik as jy vir hulp moet vra, beteken dit nie jy is swak nie. Sjoe, ja. Dis nie wat dit beteken nie. Daar het iets verskrikliks gebeur. Jy sukkel om daaroor te kom. As ons net terugkyk na wat ek alles genoem het oor wat 'n posttraumatiese stres is, dis 'n bitter moeilike ding om oor te kom. Die eerste ding wat ek vir mense wil sê is, wees geduldig met jouself. Just be kind to yourself. Hierdie is nie maklik nie, daar's nie 'n quick fix nie. En ons bly in 'n wêreld waar ons quick fixes soek. Ons soek 'n vinniger wasmasjien en iets wat vinniger dit doen en beter tegnologie. Maar as ons by die emosionele goed kom, is daar nie 'n tyd nie. So wees geduldig met jouself. En wat ek net om vir mense 'n bietjie 'n raad te gee, is wanneer dit regtig nodig is om hulp te soek. Dit sal wees wanneer jy glad nie verligting van hierdie simptome kry nie, wanneer dit nou weke aanduur, om terug te kom by jou vorige vraag. So ons kyk na plus minus, ek wil nie regtig 'n tyd daarin sit nie, maar as ons hier kyk na 'n paar weke en ons kyk hier na 3 maande, dan sit ons met 'n probleem. So as hierdie simptome nie verligting bring nie, dit gaan gepaard met ernstige angs, ernstige depressie simptome, selfmoordgedagtes en jy sukkel om normaal te funksioneer. Asseblief, gaan soek hulp, daar's hulp. En dan baie belangrik, ek dink nie baie mense sê dit nie, en ek dink mense het nodig om dit te hoor, om by 'n sielkundige betrokke te raak en in daai terapeutiese proses betrokke te raak is 'n baie delikate verhouding. So jy kan 'n sielkundige gaan soek. Jy hoef nie na die eerste persoon, gemaklik te wees met die eerste persoon na wie jy verwys word nie, want ons dink, dis 'n professionele persoon, so dit moet nou. Maar dit hoef nie so te wees nie. Jy kan maar 'n bietjie gaan rondbel. Dis okay om 'n sielkundige te bel om te hoor, wat is jou benadering, wat is jou ervaring met posttraumatiese stres, en dan ja, as jy nie gemaklik is nie, gaan soek tot jy iemand kry, want dit is 'n verhouding wat gebou is op vertroue, op veiligheid, waar jy kan sit en jy hierdie goed kan deurwerk, totdat jy kom waar jy weer 'n geheel mens is. Almien, help ons net, daar's mense wat nou hierna kyk, wat sal vra, hoorie, ek wil meer weet van die simptome van PTSD. Hoe lyk die simptome? Kan jy ons 'n bietjie inligting gee op dit? Enige tyd. So die simptome is gelys in jou fisiese simptome, kognitief, emosioneel en gedragssimptome. Ek dink dis baie keer, ons het dalk nou 'n klomp goed genoem en jy sit daar en dink, maar sy het nie dit genoem nie, ek het nie dit gehoor nie, so is dit op my van toepassing. So asseblief, kyk gerus na daai beskrywing, werk daardeur, en besef ook dat dis alles deel van hoe jy presenteer daarmee, en asseblief vat dit verder.
Ek dink ons kan oor hierdie onderwerp nogal baie weer gesels en ons moet weer terugkom hierna. Dit sal goed wees om weer inligting deur te gee, maar vir vandag waardeer ons jou so baie. Dankie vir jou tyd. Dankie dat jy jou kopkennis, jou ekspertise kom deel het met ons. En enige persoon wat daar buite vra het, wat wil meer inligting hê, julle is baie welkom. Daar is 'n kontaknommer, bel my gerus en ons kan help verwys. En in die help verwys dat jy 'n gesonde, holistiese mens sal wees. So, hierdie was weer eens Maandag met Morney en ons sien mekaar volgende week. Hê 'n baie mooi week.